Here, ons roep U naam oor hierdie vergadering vanoggend. Want dis die naam van Jesus wat elke skans sal verpletter. Dis Filippense 2 vers 8 tot 10 wat sê, daar elke knie sal voor hom buig en elke tong sal bely dat hierdie Christus is tot eer van die Here. U vrede bid ek vanmôre af op elke onrustige gees vanmôre in hierdie plek. Wat Filippense 4 vers 7 sê, vrede wat alle verstand te boven gaan, wat ons harte en ons sinne sal bewaar. Here, sodat die woord wat sal uitgaan vanmôre, ons harte sal bereik, Here. Here, dat die woord nie vanmôre op onvrugbare grond sal vat, want dit is Matteus 13 praat van, as die gesaad op plekke val en ons hoor dit en ons verstaan dit nie, dan kom die vyand en hy steel daar die woord, daai saad. Here, ons weerlê die werking van die vyand om die woord te steel vanmôre uit ons ore. En die Here, ons vra dat U vir ons sal deurdra in hierdie diens, Here, dat U die enigste een is wat ons sal aanbid en sal bedien vanmôre met U woord. Here, seën elkeen in Jesus Christus naam. Baie dankie daarvoor. Amen. Baie dankie, kan jy so plek neem. Prys die Here. Ek wil vra dat u vir my gaan blaai na Psalm 24. En ek gaan vanmôre Psalm 22, Psalm 23 en Psalm 24 hanteer. Hulle verwys na hierdie 3 psalms as die trilogie. Met ander woorde is om die hele konteks te verstaan wat hier gebeur het. Reeds in die Ou Testament verwys na die Nuwe Testament wat plaasgevind het. Wat ons het donderdag aand die hemelvaart gehad dat vir ons kosbaar geleentheid is. En ons is nou in daardie tyd ons in afwagting is vir die uitstorting van die Heilige Gees. Want hy sê, ek gaan, maar ek stuur die trooster om by julle te bly. Wat ek en jy ontvanklik sal wees. En daarom wil ek vanmôre hierdie 3 psalms met u deel op Psalm 24 is die kern van dit, want dit is wat ons in hemelvaart ook ervaar. Daarom wil ek vra, sit by Psalm 24 op asseblief vanaf vers 1. Hy sê Psalm van Dawid, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, dit sluit ek jou in. Hy sê die wêreld en die wat daarin behoort. Hy sê vers 2, want hy het gegrond op die see en dit vasgestel op die strome. Hy sê wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek. Hy sê hy wat rein van die hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sê vers 5, hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van God van sy heil. Dit is die geslag van hulle wat na hom vra. Met ander woorde, wie soek vandag van die Here? Wat die aangesig soek. En dan sê hy, dit is Jakob. En as hy praat van Jakob, moet ons teruggaan in die geskiedenis. Jakob is verwysend na Israel, want onthou hy het Jakob se naam verander na Israel toe hy geborstel het. So as hy praat van Jakob, dan praat hy van Israel. En dan sê hy daar agter, Sela oor, dink dit, ons het dit donderdag gaan sê, bepeins dit en hou in gedagte wat hy sê. Hy sê die volgende vers, hy sê, hef op julle hoofde oop poorte, ja, verhef julle ewige deure, dat die ere koninkryk ingaan. Nou staan dit, as julle hierdie gedeelte gaan lees wat ek nou, dan wil ek julle met 2 Samuel hoofstuk 6 ook gaan lees. Ek gaan dit dalk miskien dan opsit, daar vanaf vers 15. En dit is Dawid met verbondsark die stad ingekom het. Toe het hy die stadsmure weer oopgemaak en Dawid het met die verbondsark beteken die teenwoordigheid van God het hy voortgedoen gaan dans en gehul en gesing. En die man en saam met hom was het ook dit gedoen uit blyskap vrede, want hulle bring God se teenwoordigheid in hulle midde terug. Want ons weet uit die Ou Testament was verbondsark die teenwoordigheid van God. En toe hulle die stad inkom, toe sing hierdie lied ook ter sprake. Want hulle sê, en dan sê Dawid se vrou vir hom, hoe kan jy as koning jou so verneder? Want hy sy koninklike kleed uitgetrek, toe hy daar die verbondsark die stad ingebring het. Hy het net in sy onderkleed het hy gedans. Met ander woorde, hy daar die stelling maak hy, daar's 'n koning wat groter as ek is.
Daarom het hy sy koninklike kleed uitgetrek en voor die verbondsark gedans. Hy sê, hef op julle hoofde o poorte, ja, verhef julle ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. Vanmôre, wie is die erekoning in my en jou lewe? En dit is iets wat ek en jy onsself moet vanmôre konfronteer. Is nie iemand wat vir jou moet sê, jy moet jouself konfronteer. En wie is die erekoning op my troon vanmôre? Is dit ek self, of is dit God wat op daardie troon sit? Hy sê die volgende, wie is toch die erekoning? Die Here sterk en geweldig. Die Here geweldig in die stryd. Hy sê vers 9, hef op julle hoofde o poorte, ja, hef op ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. Wat 'n voorreg het ek en jy vanmôre, om te weet, wie is dat die erekoning? Ons sê, Here, baie dankie dat ons vanmôre tyd kan afstaan, om weer te besin, wie is die koning van ons lewe. Here, om weer daaroor te reflekteer, daaroor na te dink en te sê, Here, ons het in baie opsigte U van die troon afgestoot, Here, om vir onsself plek te maak. Maar ons vanmôre in nederigheid kom en belydenis doen en sê, Here, ons vra, vergewe ons oortreding, Here. En werk, woord en gedagte, Here, maar dat ons vanmôre U die ereplek sal gee in ons lewe. Dit is my gebed in Jesus Christus naam. Amen. Hy sê vir ons die laaste vers, wat ons lees in vers 10. Wie is dan die erekoning? Die Here van die leerskare. Hy is die erekoning. Nou my tema wat ek vanmôre met u deel is die kruis, wat Psalm 22 is, die herder wat Psalm 23 is, en dan die kroon wat Psalm 24 is. So ek gaan die klomp skrifte gee, want het verwys na die Ou Testament, en u weet al by hierdie tyd, ons kyk altyd na die Ou Testament as 'n skaduwee van dit wat in die Nuwe Testament plaasvind, sodat ons die hele konteks kan verstaan van waar dit vandaan kom, en dat dit nie net iemand is wat op 'n plek gesit het en gedagtes gekry het nie. Want Psalm 22 is 1030 jaar voor die kruisiging, is dit geprofeteer en geskryf. So ons sien al baie tyd verloop, en ons het donderdag aand gehoor dat Jesaja se verklaring van die Messiaanse ryk, 700 jaar voor die geboorte van Jesus Christus, het daardie profesie al reeds uitgegaan. So die Ou Testament is vir ons so belangrik dat ons gaan kyk, wat het al reeds daar gebeur as die heenwyse van dit wat ons doen. En iemand het dit eendag baie mooi gestel. Hy sê die vinger wys na heen waar ons moet gaan. Hy sê maar partykeer is ons soos 'n dier. Die ander sê as jy vir jou hond sê, gaan haal die bal en kyk uit jou vinger. Hy gaan kyk nie waar die bal is. Partykeer doen ons dit. Ons soek die hand wat ons seën, ons soek die hand wat ons help. Maar ons kyk nie waarna die hand vir ons wys waar die seëning eintlik lê. En ek het so donderdag aand ook in Exodus 5 vers 1 vir u voorgehou, wat die Here vir Moses sê, gaan sê vir Farao, my volk trek, ek ontmoet julle in die woestyn. Hy het nie gesê, ek gaan julle in Kanaan ontmoet, ek ontmoet julle in die woestyn. Dit is die plek van suiwering, dit is die plek waar ons getoets word, alvorens ons die seëning kan ontvang. En dit is wat hierdie 3 psalms ook vir ons wil sê. Daar is 'n kruising, daar is 'n herder, maar daar is ook 'n kroon wat vir ons wag. En as ons kyk na hierdie, dis so 'n goue draad wat deur die Bybel loop, dit wat ek gelees het. En dit het ek vir u gesê, hierdie 3 psalms vorm saam 'n wonderlike profetiese beeld van Jesus Christus. Sy lyding, sy versorging as herder, en dan sy verheerliking. Daaroor ons sien al 3 fases wat hy deurgegaan het, tot en wat ons sien hemelvaart. En as ek met hierdie boodskap klaar is, dan sluit ek amper ons konferensie boodskappe als af en in, ten opsigte van dit wat ons beleef het. Dan wag ons vir die uitstorting van die Heilige Gees. Die volgende 10 dae is ons in afwagting dat God se Gees met ons gaan praat. Hierdie 3 psalms vorm saam 'n wonderlike profetiese, wat ek vir u gesê het, verwys na dit as trilogie. Nou, hy praat van, in Korintiërs is daar ook trilogie. Hy praat van liefde, hoop, en wat is al die naam? Geloof, hoop en liefde. Ja, geloof, liefde en hoop. Ook 'n trilogie is. So dit is baie, as jy bietjie gaan kyk na dit, as jy 'n paar plekke in die Bybel kry wat hy wys na trilogie. En dit is kom dit belangrik is dat ons die konteks gaan verstaan,
waaruit die woord vir ons probeer verduidelik, wat in God se lewe in ons lewe saam met hom aangaan. Dit is daai 3 dele van Psalm saam te voeg, kry ons die hele prentjie van wat gebeur het op Golgotha, en na Golgotha, en na die hemelvaart. Dit is hoekom Psalm 24 met die kruks van alles is. Die 3 dele wat Psalm saamvoeg, word om die totale konteks van die skrif te verstaan. En ek het hier geskryf, Psalm 22 sien ons die gekruisigde Christus as die verlosser. In Psalm 23 sien ons die sorgsame herder wat omgee. En dan gaan elkeen van hulle kort net hanteer. En u kan by die huis dan gaan verder lees en dit wat ek gekeer. En as het sou wees dat u van die skrifte wil hê wat ek môre noem, en u kan dit nie neerskryf nie, u is meer as welkom om my te bel, ek sal die skrifte vir u gee dat u kan. Maar as jy die naslaan Bybel het, sal jy dit wat ek vir jou lees, uit die Ou Testament gaan jy die Nuwe Testament sien, en dit wat in die Nuwe Testament is, as jy die verkruisverwysing kry, gaan jy dit ook in die Ou Testament sien. So jy kan, as jy gaan sit, gaan jy daar goed sê. Psalm 24 sien ons die oorwinnende koning. Hierdie 3 psalms verwys na die kruis, die goeie herder en die kroon. So as jy Psalm 22 gaan lees, dan gaan jy die kruis gaan lees. As jy Psalm 23 wat ons almal ken, dan sien ons die goeie herder. En as ons Psalm 24 sien, waar hy gekroon word as die koning van die konings en die Here van die Here. Dit wys ook die pad van elke gelowige van ek en jou. Dat ons gaan in ons lewe by plekke kom wat ons smarte verduur. Maar dan kom ons op 'n plek waar die Heilige Gees ons leer en lei en alles wat die waarheid is, sy ons. Maar dan ook is daar, as ons die einde van die lewe uitleef, dan kom ons by 'n plek van heerlikheid. Met ander woorde, ons pad loop dieselfde. Ook die smarte wat ons moet dra terwyl ons op die aarde is, maar ook die Here wat ons lei in hierdie terwyl ons sy aangesig soek. Maar as ons volhard tot die einde, Paulus sê die wedloop voltooi het. Sit vir my Hebreërs 12 vers 1. Hebreërs 12 vers 1. Hoor wat sê vir ons daar. As jy daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons het. Nou, ek weet nie wie die boodskap gee, hy sê, daai wolk van getuienis is hulle wat reeds gesterf het in die Ou Testament, wat ons bemoedig om ons wedloop te voltooi. En jy kan dit by die huis weer gaan. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom loop, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Op alle woorde, hy sê daar's mense, en dit is hulle in hoofstuk 11 van Hebreërs, hulle die geloofshelde, wat hy daar aanteken, wat vir ek en jou sê, moenie ophou nie, volhard tot die einde toe, want daar is vir julle 'n heerlikheid wat vir julle wag na hierdie lewe. So die smarte wat ek en jy nou beleef, is weeg nie baie op teenoor die heerlikheid wat ek en jy eendag sal ontvang nie. En daarom is dit so belangrik dat ons vanmôre hierdie psalms ter harte sal neem en verstaan wat sê die woord van die Here vir ons. Maar kom ons kyk na Psalm 22. Hy begin met die aangrypende woorde. En dit kan julle gaan lees Psalm 22 vers 2. Hy begin met hierdie woorde: my God, waarom het U my verlaat? Hierdie selfde woorde wat Jesus uitgeroep het aan die kruis, lees ons in Matteus 27 vers 6 of 7, die B-gedeelte. Hy sê ook in Matteus 27, my God, waarom het U my verlaat? En die wonderlik van dit is net na dit, vers 51, kom hy sê die graf het oopgegaan, en al die heilige ontslapenis het opgestaan, want die voorhangsel het geskeur, en toe dit donker word, toe maak hy graf te oop, en hulle wat gesterf van Christus in die Ou Testament, wat die offers gehad het van diere wat hulle sonde bedek het opgestaan en saam baie mense verskyn. So hy op die kruis roep hy dieselfde woorde as dit Psalm 22 vers 2 sê. My God, in sy benoudheid, waarom het U my verlaat? En so ek vir gesê, 1030 jaar voor die kruisiging was hierdie Psalm al reeds geskryf. Jesus het ons verlatenheid verdra terwyl hy op die kruis was. En daarom Jesaja 53 vers 5, en hy sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge
deurboor, terwille van ons ongeregtigheid, is hy verbrysel. Dan word ek en jy, maak ons skuldig daaraan, as ons nie doen wat hy sê, om hom weer te kruisig. Ons maak ons skuldig daaraan, om nie die bloed wat gegiet is, te eerbiedig en te sê, Here, maar een druppel bloed is vir my. Sit vir my Jesaja, Jesaja 1 vers 18 op. Hoor wat sê daar vir ons. Hy sê, kom nou laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Met ander woorde, daardie bloed bedek nie die sonde nie, hy reinig ons van die sonde en ongeregtigheid. En dit is wat die Here vanmôre vir ek jou wil sê. Hy het volmaakte offer betaal. En as gevolg van die volmaakte offer gaan ons in Psalm 24 sien, wat is die effek daarvan? En dit is baie belangrik vanmôre dat ek en jy sal besef dat ons die Here moet aanbid, gees en in waarheid. Want hy sê vir ons in Johannes 4 vers 23, daar kom 'n tyd dat die ware aanbidders van met gees en waarheid moet aanbid. Dan sê vers 24, en God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Dan word ek en jy kan nie net 'n skietgebed opstuur, wanneer ons voel, dit is, en bid ek my gewete daar stil vanmôre. Ek moet 'n intieme verhouding hê. Ek moet nie van God weet nie. Ek moet 'n verhouding met hom hê. En dit is wat vir hierdie psalms van ons probeer sê. Hierdie 3 psalms. Kyk waar kom hy vandaan, terwille van ons. Kyk wat doen hy, is 'n goeie herder. En kyk waar eindig dit vanmôre. En ek en jy op dieselfde pad. Die feit dat ek en jy deur die pad van wedergeboorte gegaan het. Wat in Romeine 6 sê, ons is saam met Christus begrawe. Maar nou sê vers 1 van Romeine 6, sal ons in die sonde bly en genade meer kan word, dan sê hy nie stellig nie. Hy sê dit. En hy kom ook in Efesiërs 2 vers 8 en 9, en hy sê, en dit is 'n kort opsomming, is nie deur jou werke nie, maar deur genade dat jy gered is. Dan oor, wat het ek mee gedoen? Ons het hom net aangeneem as ons persoonlike God en Savior. Dis 'n vrye geskenk wat hy vir ek en jou gegee het. Ek en jy kan dit nie verdien nie, ons kan nie daarvoor werk nie. Ons is nie meer vermoë nie, ons het nie die intellek om dit te doen nie. Ons het niks om vir die Here te offer nie, behalwe te sê, Here, hier is my lewe op die altaar vir U. Jy maak my benoud as jy so stil is. 2 Korintiërs 5 vers 21. Hy sê, want hy dom wat geen sonde geken het nie. Sonde vir ons gemaak. Sodat ons kan word geregtigheid van God en hom. Hy het sonde geword vir ek en jou. Halleluja. Nou ons gebruik daardie spreekwoord van hy is die sondebok. Wie ken daai spreekwoord? Verstaan ons regtig wat beteken die sondebok? In die Bybelse tyd het die hoëpriester gekom en dat hy die bok gevat en dat hy die volk se sonde op die bok gelê en het hom die woestyn gestuur om te sterf. Hy was onskuldig, maar hy die sonde van die volk gedra. En dit was die sondebok. Die sondebok, en as jy gaan kyk, die verklarende boeke ten opsigte van wat is die spreekwoord. Dit sê om die onskuldige skuldig te maak met ons se skuld. En dit wat hierdie woord ook sê, hy het skuldig geraak as gevolg van ons oortreding. Ek lees hom weer, want hy het hom wat geen sonde geken het, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God. Daarom sê ons Matteus 5 vers 48, wees dan volmaak soos jou Vader in die hemel volmaak is. En as hy praat van daai volmaaktheid, dan sluit dit aan by 1 Johannes 4 vers 8 wat hy sê, God is liefde. Hy het nie liefde nie. Sy wese is liefde. En as hy sê, wees dan volmaak, die Vader in die hemel volmaak is, dan sê hy, wees liefdevol, sodat ek liefdevol is en genadiglik is oor julle. Dit is die volmaaktheid. Want dit wat hy Korintiërs sê, alles kan verby gaan, maar as die liefde nie, dan is alles niks.
En dit is wat hy vir ons vanmôre sê. Sy liefde dring ek in jou vanmôre, om te sê, Here, vergewe my oortredinge. Here, wees my genadig. Die kruisiging was die voorspel. Hy kom Matteus 2, Psalm 22. Beskryf besonderhede van die kruisiging, laat dit gebeur het. Hy sê Psalm 22 vers 17, hulle het my hande en my voete deurboor. Met ander woorde, hulle die spykers wat geslaan. En hy kom in Matteus 27 vers 35. Hy sê, en toe die disippels Jesus gekruisig, neem hulle sy klere, hulle verdeel dit, vir elke soldaat 'n deel, en die onderkleed, maar die onderkleed was sonder naad, van bo tot onder geweer. En hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeer, maar laat ons die lot daar beperk. Wie se dit sal dit wees? So die skrif vervul sal word wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en oor my gewaad het hulle die lot beperk. Dit is die soldate wat het gedoen het, sy vertelde. Hy sê, dit is, kom hy sê, vanmôre vir ek en jou, dat dit is ook wat hy in die Psalm vir ons sê. Maar ook, dan kom hy Johannes 10 vers af, dan praat hy van die goeie herder verby ons en daar die omstandighede is, sê hy vir ons in Johannes 10 vers af. Kom ons kyk eers Johannes 10 vers 10, hy sê, die dief het gekom te steel, te slag en te verlies. Ek het gekom dat jy lewe en oorvloed kan. Hy sê vers 11, ek is die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Dan oor wat hy vir ons sê, hy lê sy lewe af vir die skape. In Psalm 22 vers 19 sê hy ook, hulle verdeel my klere onder mekaar en werk die lot oor my gewaad, wat ons ook in Psalm, Matteus 27 vers 35 het. So as het Matteus 27 lees, ons lees Psalm 22, dan gaan ons die ooreenstemmende verse daar kry, wat afgespeel het by Golgotha. Voordat hy kon ly, as ek praat van ly, met ander woorde op ons die pad wys, moes hy eers gesterf het. En hy het dit met sy disippels gedoen. Hy kom by die bergpredikasie Matteus 5, en hy begin, hy sê, nadat hy gesit het, het hy sy mond geopen en hulle geleer en gesê. En dan begin hy met die saligspreuke. En wie wat die koninkryk beginsel doen, sal sien, dit kom tot die 10 gebooie van daar. Dit is wat Jesus sy disippels in Matteus 5, 6 en 7 geleer het. En as jy jou Bybel gevat en jy gaan sit by die huis en jy gaan kyk na daardie hoofstukke, dan sê jy sien net na dit. Kom ek gaan gou so toe vir julle. Wat vanmorgen is ons nagerig dag, dan word ons aan die tyd weer vir dit. Ek sê Matteus 5, die bergpredikasie, 6 die bergpredikasie, die slotwoorde van die bergpredikasie. En dan kom hy, Matteus 8, nadat hulle geleer het, die genesing van die malaatses, dan begin die wonderwerke, wat hy bedoel. Met ander woorde, hy het hulle eers toegerus, en hulle gesê, okay, nou gaan hy demonstreer nou vir julle. En hy het hulle gedemonstreer, in sy 33,5 jaar demonstreer hy, en hulle sien al die wonderwerke. En in handeling kry ons, want handeling beteken, doen wat ek jou gesê het. Jy moet optree. Het hy sy disippels uitgestuur, dan sê hulle in handeling van, wag in Jerusalem tot julle met krag aangedoen word. Nie jou eie vermoë nie. Nie jou eie insig, nie jou eie idee nie. Maar die Heilige Gees ons sal leer in dit wat hy wil hê ons moet doen. En daarom kon die kerk gegroei het, omdat hulle gedoen het wat God hulle wil gehad het hulle moet doen. Maar hulle verstaan toe hulle toegerus was, het hulle gaan toepas dit wat hulle geleer was om te doen. Dan kom hy in Johannes 10 vers 11, hy sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe vir sy skape af. En voordat hy ons kon lei, soos in rigting te gee, moes hy eers sterf. Voordat daar 'n kroon kon gewees het, moes daar eers 'n kruis gewees het. Met ander woorde, ek en jy moet ons lewe ook neerlê.
Ons gaan nie 'n kroon kry sonder dat ons onsself kruisig nie. Daardie kruis verander alles. Die kruis bring vergifnis. Die kruis bring herstel in verhoudings. Maak nie saak wie dit is nie. Die kruis breek kettinge. Dit laat die vyand sit. Ek het donderdag aand gelees in Markus 1 vers vanaf vers, hoeveel was dit? Wat die besetene wat in die tempel was. En toe Jesus die woord begin preek, toe is daar 'n manifestasie en Jesus sê swyg, dat jy mag nie praat nie. Die krag wat uitgegaan, die aangaande dit, het dit die hele Galilea versprei. Hulle vra, wat sin leer is dit wat hy hierso praat? Kolossense 2 vers 14 kom en hy sê, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insetting ons vyandig was, het hy uitgedelg en weggeruim en deur dit aan die kruis vas te naal. Was hy vers 15, nadat hy die owerhede en die magte uitgekleed en hulle in die openbaarheid toegestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Met ander woorde, ek en jy aanbid 'n God wat triomfeer oor alles. Inteendeel, hy kom in Openbaring 1 vers 18, hy sê, ek lewe en ek het die sleutels van die doderyk het ek gaan vat. Paulus kom in 1 Korintiërs 5 vers 55, hy sê, dood, waar is jou angel, doderyk, waar is jou oorwinning? Dan word ek en jy is aan die wenkant vanmôre. Die vraag is net, wil ons aan die wenkant bly? Of wil ons eie bende stig? Dis eintlik amper waarop dit neerkom. Wil ons eie kant beveg? Of wil ons aan die Here se kant veg? Maar nou wil ek ook vanmôre sê, die kruis was nie die einde nie. Psalm 22 eindig nie met 'n wanhoop nie. Dit eindig met 'n oorwinning. En ek hierdie gedeelte uit die boodskap uit aangehaal, omdat dit vir my meer beskrywend is. Hy sê Psalm 22 vers 25, kom prys hom, want hy draai nie sy rug vir hulle wat sy hulp nodig het nie. Hy draai nie sy rug op die. Sit vir my net om Psalm 22 vers 25 aan. Hy sê, want hy die ellende van die ellendiges nie verag of vervloei nie. Wanneer hy sê, hy draai nie sy rug op die wat hom nodig het nie. Sy aangesig vir hom nie verberg nie, maar hy het gehoor toe die hom aangeroep het om hom te help. Wat 'n wonderlike God aanbid ek jy vanmôre. Amen. En hy sê van verligting sê, Here, sien ons. Here, wees is U bewus vanmôre vir my bekommernis. Ek sit gister, my vrou is al by mams opteken en al sit 'n ou. Maar jy kan sien, hy het die verkeerde kant van die lewe. Ek na hom kyk, sien ek amper die besetene van gedare. En ek sit in die kar en ek dink by myself, ek deel my vrou vanoggend. Ek sê nie dat daai man sit en ek leer. Toe weet ek daar, dink ek gaan gedagte, daar se dag, en daar die man, die lig aanskou toe hy gebore was. Waar haar ouers was wat opgewonde geraak het oor hierdie kindjie, wat groot drome gehad het vir hierdie kind. Wat 'n verwagting gehad dat hy 'n beter lewe dalk sal hê as hulle. En nou sit hy daar so. En ek het nie baie ver gedink, ek het dan selfs in ons eie familie gedink in so 'n geval. Ek besef, Here, dan maak Psalm 139 vir my baie veel sin. As hy daarvan op vers 12 sê dat selfs duisternis is vir die Here reg. Want dat hy ons in die moederskoot het hy ons geweef. Hy sê, U het ons wonderbaarlik gemaak, my siel weet dit al te goed. Hy sê, U het my ongevormde klomp het U aanskou. Here, waar het ons dan verkeerd gegaan? Waar het ons verkeerd gegaan dat ons in hierdie toestand verval het? En hierdie Psalm kom, hy sê, kom prys hom, want hy draai nie sy rug vir hulle wat hulp nodig het. Hy help hulle as hulle smeek, dat hy iets aan hulle nood moet doen. Hy luister as hulle na hom roep, wat hy moet sê.
1 Korintiërs 15 het ek vir julle gesê, hy sê, Paulus skryf, hy sê, waar is jou angel, doderyk, waar is jou oorwinning? Wat ons nou gelees het, want hy het gesê, hy het getriomfeer oor alles, al die magte, en die enigste mag wat daar is dit die mag wat ek en jy aan die duiwel en sy trawante gee. My vrou het altyd vir my gesê, jy kan net toelaat om te, wat doen dit? Iemand kan net aan jou doen wat jy hom toelaat. Ja, iemand kan net aan jou doen wat jy hom toelaat. En dit is so, as ons die duiwel toelaat dat hy in ons lewe inkom, dan kan hy doen met ons wat hy wil. Want dit is die plek, want hy sê in Korintiërs 3 vers 16, weet jy dat jou liggaam, sit vir my in Korintiërs 3 vers 16, weet jy dat jou liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees. En hoor wat sy Vader vir ons in daai gedeelte. En dan oor wie nooi ek en jy in, hy sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is, en die Gees van God in julle woon, en dan hoor wat sy Vader hy sê, as iemand die tempel van God ken, sal God ons ken, want die tempel van God is heilig, en dit is heilig. Nou, daai heilig, kom ons staan stil, dit beteken nie sonder sonde, dit beteken afgesonder. Dis wanneer iemand getroud is, met 'n ring aan, dan sê die ring, ek behoort aan iemand, ek is afgesonder vir daai persoon. En dit is wat hy is, ek en jy is afgesonder. En as iemand dan daar die tempel skep, sal God ons ken, want dit is God se woning. En die man wat sy woning belittel eintlik God se harte werk. En dit is ook ons verantwoordelikheid om uit te gaan, hierdie kosbare evangelie van mense daar buite gaan. En sê dit is wat die Here wil hê ons moet doen. Openbaring 1 vers 18 sê, ek was dood en kyk, ek leef tot in alle ewigheid. Amen. Ek het die sleutels van die doderyk en die dood vat. Waaroor ek en jy kan môre sê, Here, dankie dat U ons deurgedra het. Maar ons kyk Psalm 23 wat sê vir ons. Hy begin met die een wat almal ken. Hy sê, die Here is herder. Niks sal my oorleef. Amen. Psalm 22 verwys aan die herder wat sterf. Psalm 23 verwys aan die herder wat leef en sorg. Hy wandel saam met sy skape, hy sorg vir hulle, hy gee om vir hulle. Die herder voorsien, want hy sê vers 2, hy laat my neerlê in groen weivelde. Hy voorsien aan ons geestelike voedsel. Hy voorsien aan ons emosionele toestand, heelheid. Hy voorsien ons fisiese behoeftes as ons vra daarvoor. En soms ook die bonatuurlike, die wonderwerke. En ek wil vir julle sê, dat is baie van ons sit hier vanmôre, en ons kan getuig van wonderwerke wat in ons lewe plaasvind het. En dan sal ons net sê, dit was nou toevallig of dit was gelukkig. Daar is nie so. God voorsien aan sy kinders. Al is dit die kleinste ding, dit is 'n voorsiening uit die hand van God. Ek sit met 'n paartjie hierso toe ek hulle dogtertjie toegewy aan die Here jare terug, so 5, 6 jaar terug. Toe vra ek vir die ouers, dit klink miskien belaglik, maar het julle al vir die Here gevra vir hulle huweliksmaat of hulle huweliksmaat, haar huweliksmaat waar moet uitsit? Hoekom? Want iewers is dit, is haar huweliksmaat, maar daar is ook verkeerde maatskap. En dit is hoekom ons met God ken in alles doen en late. En daarom is so noodsaaklik dat ons nie net so die Here sal vertrou vir sy hand met wat hy doen nie, maar dat ons hom sal vertrou as 'n groot voorsiening van elke behoefte van ons. Ons lees na Psalm 23, hy is die herder wat ons lei. Hy sê hy lei my na waters waar rus is, Psalm 23 vers 2. Baie mense wil God se seëning hê sonder om sy beproewing te kry. Jesus kon nie die kruis, die kroon kry, alvorens hy die kruis weer gegaan. Hy kon nie die kroon gekry het, alvorens hy uit die dood het opgestaan het nie. Hy moes dit deurgaan. En ek en jy gaan ook daardie pad loop. Ons gaan beproewings kry, ons gaan in die woestyn beland, ons gaan swaar kry, maar die herder voorsien aan elke. Hy lei my na waters waar rus is, daar lei hy my heen. Dan hy bring kalmte in my binneste terwyl ek voel, Here, maar ek kan dit hanteer nie. Dis hoe jy baie keer mense kry, dan sê,
Jy kan nie glo hierdie mense gaan deur hierdie goeders en dan is hulle tog rustig en daar's vrede in hulle. Hulle ken die Here, dit is kom. Johannes 10 vers 17 dan sê, praat van die Herder, hy sê, die skape luister na my stem. Vers 3 sê, hy verkoop my siel. As hy praat van hy verkoop my siel, dan herstel hy gebroke harte. Hy het die verslaag gees, hef hy weer op. Gevalle mense tel hy weer op. Beskadigde lewens herstel hy sit aan mekaar. En ons eie gemeente het ons mense wat die pad geloop het, wat hulle lewens was vervalle gewees, toe hulle die Here ontdek, toe is daar 'n groot draaipunt in hulle lewe. Psalm 23, beloof nie 'n probleem vry in die môre op ons nie. Want hy sê vers 4, waar gaan ek deur die dal van doodskade nie. En vanmôre wil ek vir jou sê, daardeur gaan ons is nie alleen. Want eers met my. As hy dit sê, hy is 'n waarmaker van sy woord. Hy is saam met ons in daardie dal. Hy lei ons deur daai dal en hy sal sorg dat ons aan die ander kant uitkom. Maar sterker as wat ons ingegaan het. Dit is nie waar ons gaan, wat belangrik is, maar hoe ons daardeur kom. En daar is so 'n gesegde wat sê, dit is nie die water wat buite die boot is wat die boot laat sit nie, dit is die water wat binne in die boot is wat die boot laat sit. En ons lewe, dit is nie die sonde daar buite wat maak het ons, was die sonde in ons lewe ons maak het ons afvallig gaan en ons by plekke bevind wat ons nie wil wees. Moses het die Rooi See gehad as beproewing. Daniel het die leeukuil gehad as beproewing. Die Hebreëse manne Sadrag, Mesach en Abednego het die vuurput gehad as beproewing. Paulus was in die gevangenis as beproewing, maar God was saam met elkeen van ons. Selfs in Jona, toe die walvis pes was 'n groot vis, het God hom nie geïgnoreer. Toe hy roep, toe die Here gehoor. Dit is so belangrik dat jy vanmôre weet, die God is nie op afstand nie. Hy is binne in jou. Hy sê in vers 4 van Psalm 23, die stok en die staf die vertroos my. En daardie stok is in die beskerming van sy kudde. En die staf is in die rigting af te gee wat ek en jy glo. Hy sê, hy gee vir ons gedekte tafel in Psalm 23 vers 5. Teenoor my toestand is, nie hulle aanwesigheid nie. Nou, ek weet nie van julle nie, ek het nog op ouwe van Tom en Jerry, ek het baie lang vastgekom. Want dat hulle altyd gesien, as sy die kant buiten, my Tom is in die huis. Dan eet hy lekker en hy steek vir die kant Tom uit. En as ek hierdie gedeelte lees, dan dink ek het daai verhaaltjie van die wys van sy Tom uitsteek vir die kant. Want hy sit lekker en eet. En dit is waaroor dit gaan. Hy sê bereik die tafel teenoor my teestanders, in hulle teenwoordigheid. En anderwoorde, hy seën ons, voor ons, dat ons vyande kan sien, ons is geseëndes van die Allerhoogste. Daarom sê hy ons in Deuteronomium 28, as jy sorgvuldig luister op my gebooie onderhou, sal jy geseënd wees. Hy sê, jy sal so geseënd wees, die seëninge sal jy van agteraf sal jy inhaal. Dis die blessings wat God op ek en jou wil stuur. Maar die vraag vanmôre is, wil ek dit hê? As hy praat van die olie, dan praat hy van sy salwing, die Heilige Gees, en die vreugde olie wat op ons is. En as jy so sit met Psalm 133 op, hy sê, dis net 3 verse daai. Psalm 133, sit op my op. Hy sê weer 'n vaartjie van Dawid, kyk hoe goed en hoe lieflik is dit, dat broeders ook saam woon. Hy sê vers 2, hy sê, dit is soos die kosbare olie op die hoof, wat afloop op die baard van Aaron, wat afloop op die soem van sy klere. Dan sê hy, so is die dou van Hermon, wat neerdal op die berg van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. So waar hy is, gebied hy sy seën. Dit is die salwing wat op ons rus vanmôre.
dat ons vanmôre weet, Here, maar U gee vir ons om, Here, ons weet, U los ons nie alleen nie, U help ons in ons omstandighede. Hy sê, goedheid en guns sal my volg. Altyd as ek iemand sê, as ek geluk met jou huweliksherdenking verjaarsdag, dan sê ek altyd, mag die Here se goedheid en guns jou metgesel wees vir die res van die jaar. Want dit agtervolg ons. Sy goedheid en guns volg ons, maar dan loop ons die regte pad. Die oomblik as ons 'n verkeerde pad loop, dan volg dit ons nie meer nie. Maar solank ons in die wil van God wandel, dan volg sy goedheid en guns ons vanmôre. Maar dan wil ek gaan na Psalm 24, wat vir my eintlik belangrik is. En ons het gesê Psalm 22 gaan oor die kruis. Psalm 23 wat ek nou gesê het oor die herder. En dan Psalm 24 gaan oor die koning. Hy sê Psalm 24 wat die heerlikheid oorwinning. Hy sê die aarde behoort aan die Here. En die volheid daarvan in vers 1. God is nie 'n God van kerk nie. Hy is die God van sy koninkryk. Ek en jy behoort aan die kerk. Hy is nie 'n God van dogma nie. Ek en jy behoort aan 'n dogmatiese kerk. Maar hy is die koning van die koning. En ek en jy verteenwoordig sy koninkryk op hierdie aarde. En dit is waarin ek en jy moet funksioneer. Om die koninkryk van God te vul, die wêreld, die duiwelse koninkryk leeg te maak van God se skepping en dit oor te bring in die lig van God se teenwoordigheid. Want hy sê vir ons Psalm 30, al is die duisternis vir ons soos lig. En hy wil hê ons moet daardie mense uit die duisternis in die lig inbring, sodat hulle ook 'n ontmoeting met God kan hê. Dat hulle ook weet, hy is die koning van die koning en die Here van die Here. Daarom sê aan die Here behoort die aarde en die volheid daarvan. En dan kom hy vers 3, hy sê, wie mag klim op die berg van die Here? In Psalm 3, dan sê hy vers, hy wat rein van hande en suiwer van hart is, in Psalm 4. Psalm 4, vers 4. Niemand kan uit eie geregtigheid voor God staan, en dit het ek nou gesê. Niemand kan voor God staan en sê, ek het dit verdien nie. Dan sê hy, maar pastoor, ons moet dan dit en dit doen, ons moet dan evangeliseer, en ons moet al die goeders doen. Jy doen dit nie omdat jy geforseer is, jy doen dit uit liefde. En as ek teruggaan na die huwelik, jy doen nie goeders omdat jou vrou of jou man jou dreig om dit te doen. Jy doen dit uit liefde. Broer, jy was tot skuldig. Ja. Jy word nie gevraagd, sal jy het ooit gedink, jy sal dit nie. Maar het gaat daaroor, jy doen uit liefde. En ongelukkig is dit so, ons is baie skuldig daar. Jy sal eerder vir 'n ander vrou iets doen, om as jy eie vrou. Ons het bure gehad, jy was die bure nie, kennis. Hy het elektrische besigheid gehad. En sy vrou sê vir hom, sy het 'n boks vol ketels, trekjes, sy weet nie wat was. Hy wil dit reg maak. Ja, hy sal het reg maak, hy sal het reg maak. En eendag toe raak sy dan net oog op. En sy roep die buurvrou langs aan, sy bediende. Sy sê, hoor die vat hierdie net, na die werksman toe. En vraag, hulle moet het reg maak, my man moet het reg maak, as die buurvrou is. Maar hy middag toe kom die bediende met die hele boks, moet alles reg maak. So sy het 'n plan gehad, want dit is goede werk. Ons sal liewer iets anders te doen, as om vir die Here iets te doen. En vanmôre wil ek vir die sê, kind van die Here, ons kom op die plek, wat ons sal doen oor die Here ons doen. Hy Christus het ons sterk. Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig, en ontbreek aan die heerlikheid van God. En dan sê Romeine 6 vers 23, hy sê die loon van die sonde is die dood. Aan die ander woord, daar is nie uitkomkans. Daar is nie uitkomkans. Ek en jy moet heilig maak na lewe. Hy sê vers 7, dis die klimax, hef op julle hoofde o poorte, ja, verhef julle ewige deure, dat die ere koning kan ingaan, sy vir ons aan.
Hy sê, hef op julle hoofde voor poorte, ja, verhef julle ewige deure, dat die erekoning kan ingaan. En hier sien ons die oorwinning van die koning wat hy plaasvind. 'n prentjie van 'n hemelvaart wat baie verklaarders glo, dat hierdie gedeelte verwys na die profetiese hemelvaart van Jesus Christus wat opgevaar het. Nadat hy gelei het, nadat hy gesterf het, nadat hy opgestaan en die dood oorwin het. Vind hierdie plaas. En maak hulle die hemelse poorte oop wat hy kan ingaan, want hy is die erekoning. Dit is wat ek sê van lees 2 Samuel 6 ook, vanaf vers 15 se gegeven. Want wat gebeur het, toe hulle die verbondsark gaan haal het, toe keer daar 2 mense die os gestruik het, toe keer hulle die verbondsark, toe sterf hulle, en hulle gelos die verbondsark, en na 3 maande toe gaan haal hulle weer die verbondsark, en toe hulle die stad inkom, toe hulp hulle dans Dawid voor die verbondsark. En sy vrou wat van stel is om lief te wees, sê, hoe kan jy jou so verneder? Hy sê, wie wat, ek sal myself voor die diensmeisies verneder. Maar baie God sal kan bid. En dit is wat ons vanmorgen moet besef, dat die Here wil hê ons dit wat hy ons sê te doen. Die prentjie van hemelvaart in Handelinge 1 vers 9 sê, hy is opgeneem, terwyl hulle dit gesien het, ons die donderdag aand daarna kyk. Die koning van die heerlikheid, wie is toch die erekoning? Sê Psalm 24 vers 8. Die Here is sterk en geweldig, dit is die erekoning. Hy is die lam, maar hy is ook die leeu van Juda stam. Volgens Openbaring 5 vers 5, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, het oorwin. Psalm 22, ek sluit af, Psalm 22 gaan oor die kruis, Jesus sterf aan die kruis, in die Nuwe Testament. Psalm 23, die stok wat beskerm, die staf wat ons lei, en hy praat van Johannes die goeie herder. Psalm 24, die kroon, en die koning wat regeer oor alles. Hierdie 3 psalms wys ook ons geestelike reis. Daarom eerste die kruis, ek en jy met ons eie self sterf. Ons moet ons sonde aflê vanmorgen. Ons moet ons self van die troon afhaal, hy eie ek moet ons gekruisig vanmorgen. Hoogmoed en trots, dit is wat Lucifer uitgewerp het, want hy het gesê, ek sal opklim om my gelykstel aan die allerhoogste Jesaja. En dit is hoe uitgewerp is, want hy wil God onttroon het. En ek en jy moet nie dit waag, om God te probeer onttroon het. En ek het al menigmale van die kanslaaf gesê, ek kom nou om bid om jou, want die maak nie minder of meer God, hy bly die onveranderlike leerwyse God, aan wie toekom die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Lukas 9 vers 23 sê vir ons duidelik, ons moet ons kruis opneem. Tweedens die herder, nadat hy gered is, begin God ons lei. Hy vorm ons deur toets, wat ons weer gaan, hy wys ons die weg, en hy help ons in tye van benauwdheid, maar hy dissiplineer ons ook, want hy sê vir ons in Hebreë, hy digtig diegene wat hy lief het. Met alle woorde, ek en jy kan nie net 'n pad van klein seiling hê. En dit is so, ek het al vir u geduidelik, in die ou dae het hulle met die ou soutschepe, het hulle geleer om teen die wind op te seil, en hulle het gepraat van laveerkuns, jy sal 30 grade daar so teen die wind op. En dit was harde werk gewees om teen die wind op te seil. Maar hulle het hulle bestemming bereik. Partykeer is dit vir ek en jou harde werk om oor die koninkryk van God te beërf. Daar's mense wat 'n moeiliker pad as ek en jy loop. Maar dit gaan nie klein seiling wees nie. En ek sou sê, hy sê 'n boot is nie gebou om in die hawe te lê nie, want daar is dit gemaklik en rustig. Hy sê die boot is gemaak om die oseane te seil. Hy sê maar die verskil is daar word die boot se karakter getoets of hy dit kan maak. En dieselfde as ek en jy iets ervaar en aanslae ervaar in die lewe, dan word ons karakter getoets in ons verhouding met die Here. En ek wil vanmôre u bemoedig om te sê, die prys is reeds vir ek en jou gegee. Die oorwinning is in ons kant. En daarom is dit belangrik. Hy sê in 2 Timoteus 4 vers 8, verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid. Die groot gevaar is Psalm 24 se kroon wil ons hê, maar ons wil nie 'n kruis hê nie. Ons wil heerlikheid hê sonder heiligmaking.
Ons wil oorwinning hê sonder oorgawe. Ons wil hemel toe gaan sonder bekering. En vanmôre is die vraag net vir my, jou. Die poort staan oop vanmôre. Sal ek en jy ingaan. Die Here Koning wag op ons. Die kruis bring redding. Die Herder bring rigting. En die Koning bring ewige lewe. Amen. Ons sê Here. Here, baie dankie dat ons vanmôre met hierdie 3 psalms kom. Deurwerk, Here. Psalm 22 die kruisiging. Psalm 23 die goeie Herder wat ons leer, ons beskerm, ons die rigting wys. Here, wat meer is dit, die oorwinnende koning. Vir wie die hemelse poorte oopgegaan het, hef op julle hoofde oor poorte. Ja, hef op julle ewige deure die Here koninkrag. Wie is dan toch die Here koning, die Here sterk en geweldig die strijd? Hy is die Here koning. Here, dit is U wat ons wil aanbid vanmôre, Here. Dit is U wat ons lof toe wil dig, Here. En sê, Here, dankie dat U ons by die naam geroep het van die grondweg van hierdie aarde. Want U sê vir ons in Psalm 39, voor die aarde daar was ons daar al bepaal, Here. En dankie dat U ons in gedagte gehou het, Here. Here, maar ons wil ook vanmôre vra. Here, as ons hier uitstap, dat ons 'n bietjie lang betragting sou oor hierdie 3 gedeeltes wat ons vanmôre gaan hanteer en mag U daardeur verheerlik word, want ons kosbare naam van Jesus. Amen. Baie dankie.